Goeiemôre en welkom by ons oordeenking vir oggend. Ons lees vir oggend weer 'n gedeelte uit 2 Konings hoofstuk 1, die laaste verse, en dan ook 'n paar verse uit Psalm 2. 2 Konings 1 vanaf vers 19. Daarop stuur hy 'n aanvoerder van 50 met sy 50 man na Elia. Hy het opgegaan na Elia, wat juis toe op die kruin van die berg gesit het. Hy sê toe vir hom: Man van God, die koning gebied, kom af. Elia het die aanvoerder van 50 geantwoord en gesê: As ek 'n man van God is, mag daar vuur uit die hemel afkom en jou 50 man verteer. Daar kom toe vuur uit die hemel af en verteer hom en sy 50. Daarop stuur die koning weer 'n ander aanvoerder van 50 met sy 50 man na Elia. Hy gaan toe op en sê vir hom: Man van God, so sê die koning, kom dadelik af. Elia het geantwoord en vir hulle gesê: As ek 'n man van God is, mag daar vuur uit die hemel afkom en jou 50 man verteer. Daar kom toe vuur van God af, van God uit die hemel af en verteer hom en sy 50 man. Die koning stuur toe weer iemand, 'n derde aanvoerder van 50 met sy 50 man. Die derde aanvoerder van 50 het opgegaan, daar aangekom en voor Elia op sy knieë neergesak. Hy het hom gesmeek en vir hom gesê: Man van God, laat my lewe en die lewens van u dienaars, hierdie 50 man, asseblief kosbaar wees in u oë. Kyk, vuur het uit die hemel afgekom en die eerste 2 aanvoerders van 50 en hulle 50 man verteer. Daarom mag my lewe kosbaar wees in u oë. Toe sê die engel van die Here vir Elia: Gaan saam met hom af. Moenie vir hom bang wees nie. Hy staan toe op en gaan saam met hom af na die koning. Elia het vir Ahasia gesê: So sê die Here, omdat jy boodskappers gestuur het om Baal-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg, asof daar geen God in Israel is, in wie se woord geraadpleeg kan word nie. Daarom, hierdie bed waarop jy geklim het, jy sal daarvan nie weer afklim nie, want jy gaan beslis sterf. Hy het toe gesterf, ooreenkomstig die woord van die Here wat Elia gespreek het. Joram, sy broer, het in sy plek koning geword, want Ahasia het nie 'n seun gehad nie. Dit het gebeur in die 2de regeringsjaar van Jehoram, seun van Josafat, koning van Juda. Die verdere geskiedenis van Ahasia en wat hy gedoen het, is dit nie opgeteken in die boekrol van die kronieke van die konings van Israel nie. Dan lees ek Psalm 2 vers 10, 11 en 12. Daarom, konings, wees verstandig, wees gewaarsku, regters van die aarde. Dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewing. Soen die seun, sodat hy nie toornig word en julle op pad omkom nie, want sy toorn vlam maklik op. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Geliefdes, Ahasia was klaarblyklik nie lus vir die voorspelling dat hy sou sterf nie. Maar weet jy, God se aankondigings van oordeel, as ons na die woord gaan kyk, is dikwels voorwaardelik. As hy gedoen het wat Nineve later sou doen, ons het nou die dag oor Jona gepraat, dit wil sê om homself te bekeer, kan ons vol vertroue wees dat die Here barmhartig sou wees, en dat die Here hom sou genees. Maar Ahasia reageer nie so nie. Met arrogansie verklaar hy vyhandigheid teen Elia en sy God. Met arrogansie eis hy dat Elia afkom van die berg af na hom toe. En die Here duld nie so 'n uittarting teen sy dienaars nie.
En die Here stuur 2 keer 4 om die koning, verskoon tog, sy aanvoerders en hulle 50 man elke keer te verteer. En dan sien die derde aanvoerder, wat 'n jaloerse God teen sy kamerade losgelaat het. En hierdie derde aanvoerder val op sy knieë en hy smeek Elia om genade. En soos wat ons sou verwag, soos wat ons die Here ken, spaar die Here sy lewe wanneer hierdie man na hom roep. Hier is, as ek die term kan gebruik, 'n voorbeeldreaksie vir Ahasja, wat hierdie man gestuur het, en vir jou en vir my. In God se toorn onthou hy altyd ook barmhartigheid. In die Nuwe Testament, ons lees dit in Lukas 9 vers 51 tot 56, reis Jesus en sy disippels deur 'n baie onwelkome Samaritaanse dorp. Jakobus en Johannes het gevra of die Here wil hê hulle moet vuur afroep van die Here af om hierdie mense te vernietig, soos wat dit gebeur het in Elia se tyd. Jesus het hulle deels bestraf omdat, soos wat hy gesê, dit nou die tyd van genade was. Weet jy, as vuur op enige plek sou val, sou dit op Golgotha op hom val. Net soos die vuur op die altaar op die berg Karmel geval het. Hierdie verhaal wat ons lees in 2 Konings 1, val tussen die berg Karmel en tussen Golgotha. En dit herinner ons dat as die vuur nie op die God aangestelde offer val nie, dit op 'n sondaar sal val. Indien nie op Christus vir ons nie, as ons op hom nie bely nie, dan op ons self. Dan in Markus 1 vers 4 lees ons van nog 'n haargeklede profeet, met 'n leergordel om sy middel wat bekering verkondig, Johannes die Doper. En wanneer Johannes die Doper gekleed soos Elia verskyn en ook hierdie boodskap kom verkondig, dan herinner dit jou en my aan wat ons behoort te doen. Kom ons bid vir die genade van bekering, daaglikse bekering, daagliks die ou mens afgooi en die nuwe mens aantrek, sodat ons die seën van vergifnis in Jesus Christus kan ken. Kom ons wees bly dat Christus gewilliglik die offer vir sondaars geword het, om daardeur jou en my, ons, met God te versoen. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, wat 'n voorreg vanoggend om weer hierdie geskiedenis te kan lees. Ja, Here, nie net die oordeel en die straf raak te sien nie, maar juis die genade vir die wat hulle tot U bekeer. Kom gee daardie genade aan elkeen van ons elke dag. Here, kom seën elkeen van ons met bekering, deur U Gees bewerk, sodat ons die seën van vergifnis in Jesus Christus kan ken. Die Heilige Gees, kom help ons ook om ons te verbly in die feit dat Christus gewillig die offer vir sondaars geword het, en dat ons daarom met God versoen kan wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Sing vanoggend 'n lofpsalm, Psalm 145 vers 1, 2 en 12, en ons sing saam met die Gereformeerde Kerk Mosselbaai.
Geliefdes, vir môreoggend lees ons 2 Konings 2, die eerste 14 verse. 2 Konings 2 vers 1 tot 14 en Lukas 24 vers 46 tot 49. Gaan lees die hele gedeelte rondom dit in Lukas 24, maar ons lees môreoggend Lukas 24 vers 46 tot 49. Aan elkeen 'n geseënde dag, tot ons mekaar 6:00 môreoggend weer sien. Totsiens.